My naam is Mordechai. Ek bly in 'n stad met die naam van Susan. My naam is afgelei van 'n Babyloniese naam, Marduka. Het kom van Marduk, die hoofgod in die pantheon van die Babyloniese gode. Nou waarom my ma en pa my so 'n naam gegee het, weet ek nie. Die geleerde naam vir so iets is Theoforis, 'n naam wat 'n God se naam binne in hom het. So ek is Mordechai, afkomstig van Marduk, die hoofgod in die pantheon van die Babyloniërs. Toe Kores kennis gegee dat ons almal kan terug aan Jerusalem toe, het ek nie gegaan nie. Vir verskeie redes. Het was 'n fout gewees. In elk geval, my oom Abigail sterf toe. En sy vrou sterf. En het een ou dogtertjie gehad met die naam van Esther. En ons het toe Esther aangeneem as ons kind. Dis die mooiste ou dogtertjie wat jy aan kon gedink het. Nie net van buite nie, maar van mooi. En toe die koning Ahasveros en sy vrou Vasti woorde gehad, hy skei haar toe sommer. En toe soek hulle vir die mooiste vrou in die koninkryk, die Persiese koninkryk. En raai wie beland uiteindelik in die paleis as koningin? My klein Esthertjie. En ek het maar kort by die paleis 'n draai gemaak om te hoor hoe gaan dit met haar. In hierdie stad was daar 'n paar aantrekkings ook. Byvoorbeeld die standbeeld van Hammurabi, die groot Babyloniese koning, met daai wet wat hy geskryf het, die Babyloniese wet. Maar Daniel se graf is ook hier in die stad Susan, waar ek nou met julle praat. My vyand in hierdie stad se naam is Haman. Nou Haman is 'n afstammeling van die Amalekiete. Ek is 'n afstammeling van die Benjamiete, koning Saul. So, koning Saul het die Amalekiete gaan verslaan. So daai man is nog steeds kwaad vir my, oor wat sy oupa grootjie aan hulle gedoen het. En snaaks ons kan redes kry om kwaad te wees vir mekaar. Hy was die eerste minister hier in Susan. En as hy nou inkom, het almal vir hom gebuig. Ek het nie vir hom gebuig nie. Hy is nie my God nie, ek het nie vir hom gebuig nie. En hierdie ding het hom nog kwaader gemaak. En op 'n dag kom hy na die koning Ahasveros toe met 'n plan. En hy sê vir die koning, weet jy, hier's 'n klomp mense in ons koninkryk wat anders te aanbid as ons. Hulle is nie tot voordeel van die koning nie. Skryf 'n dekreet uit, laat ons hierdie klomp Jode uitroei, uitwis. Hulle moenie hier wees nie. En Ahasveros val vir die grap, want Haman sou betaal het vir die militêre oefeninge. Ek laat weet toe vir Esther, hier is 'n probleem. Sy het nog nie haar identiteit aan die koning bekend gemaak nie, as 'n Jodinnetjie nie. Sê toe van my kind, jy moet met die koning gaan praat. Wat sy toe doen, sy reël 'n diner met die koning en met Haman, die ou wat ons wil uitwis. En sy sê vir hulle, môreoggend wil ek weer met julle kom gesels, reël ek weer vir 'n ete. Daai nag het die koning Ahasveros 'n probleem. Hy het miskien te veel geëet, hy kon nie slaap raak nie. Toe sê hy vir die paleisbeamptes, bring vir my die annale, die geskiedenis van my regering hier in Susan. En daar lees hy van 2 mense wat hom wou doodmaak. En hy vra toe, vertel my meer van hulle, verduidelik vir hom. En wie toe hierdie moordgedagtes agtergekom? Hulle sê Mordechai. En hy vra vir hulle, is die man al vereer vir die feit dat hy my lewe gespaar het? Hulle sê nee. En hier kom Haman in, groot meneer, hy eet weer saam met die koning en koningin Esther, hy het ook vir sy vriende gesê, hoor hierso, hier's groot ding aan die gang,
Hy het toe 'n galg intussen tyd gebou vir Mordegai. En die koning sê vir Haman, wat kan ons doen met 'n man wat ek hoog wil vereer? Hy dink toe, die koning wil hom vereer. Hy sê, ek dink, sit hom in 'n posisie waar in 'n koninklike atmosfeer met koninklike klere op die koning se perd, deur Susan beweeg deur die strate en 'n belangrike amptenaar moet hom lei. Koning sê vir Haman, vat vir Mordegai, sit hom op die perd, trek hy klere van hom aan en lei hom deur die strate. Arme Haman. Hier sit Mordegai op die perd en die ou wat hom wil doodmaak, lei die perd deur die straat. Om 'n lang storie kort te maak. Hy is toe op die galg gehang, waarop ek gehang moes word. En nou vier ek 'n fees, hulle noem dit die Purimfees. Die dag het toe aangebreek waar al die Jode uitgewis moet word. Al die Sabbathouers moes doodgemaak word, maar dit was nie die eerste keer nie. In die geskiedenis van Nebukadneser het hy ook probeer deur 'n goue beeld wat hy opgerig het, die hele wêreld te kry om hom as koning te erken, hulle loyaliteit te wys, behalwe vir 3 Sabbathouers. Hy het hulle toe in die vuuroond gegooi en tot Nebukadneser se ontsteltenis sien hy 'n 4de in die oond. En dit erken as die God van Sadrag, Mesach en Abednego. So wat ek vir julle wil sê, daar was 'n universele dekreet om die Sabbathouers uit te wis. Nou sit ons met dieselfde situasie, ons moes ook iets doen om onsself te red. Die dekreet het uitgegaan en daar was konflikte oralste, maar die Here het ons gehelp. Al die Sabbathouers se lewens is gespaar. En nou wil ek vir jou net sê, geskiedenis herhaal homself. Daar gaan weer 'n dekreet kom, dat al die Sabbathouers uitgewis moet word. Wat gaan jy maak? En hier gee ek eer aan my koningin Ester. Sy het na die koning toe gegaan en gesê, koning, maar voor dit, het sy eers vir my gesê, oom Mordi, ek weet nie, maar ons het nou 30 dae laas met mekaar gepraat, ek weet nie hoe gaat hy my ontvang nie. Maar oom Mordegai het my gesê, my kind, as jy nie praat nie, gaan jy saam met al die ander Jode sterf, jy gaan nie vrykom nie. En sy het toe ingegaan, maar voor het sê sy, oom Mordegai, ek sal ingaan en kom ek om, dan kom ek om. En dit is die gees wat ek en jy aan die dag moet lê. Kom ons om vir die saak van die Here, dan kom ons om. Mag die Here my bewaar, mag hy jou bewaar, as die eindtyd krisisse kom, en die kinders van die Here moet uitgemoor word, dat ek en jy ook sal sê, kom ons om, dan kom ons om, maar ons bly getrou aan die Here. Baie dankie dat jy na die aanbieding gekyk het, ons waardeer dit. Klik hier om in te teken op ons kanaal. Dan kan jy op die klokkie klik en kennisgewing kry van toekomstige gebeurtenisse. En klik hier om na die volgende aanbieding te kyk. Ek wil julle baie graag weer sien. Totsiens.